nie lekker in die teenwoordigheid van die Here nie. Ons leef in so 'n gejaagde wêreld. Alles moet vinnig gebeur. En as die Here iets wil doen, dan moet hy gou maak, want ek is op die klok. En omdat ons met 'n horlosie werk, dink ons God werk ook met 'n horlosie. Hy werk nie met 'n horlosie nie. Die vorige keer toe ek met julle gepraat het, het ek hierdie skrif aangehaal en ek gaan weer vanmôre net by dit stil staan. En ek vind dit in Psalm 89, en wat vir my baie interessant is, dit is die enigste Psalm wat Ethan geskryf het. In Engels praat hulle van Ethan, die Israelites. Ethan die Israelites. Nou wie was Ethan gewees? Hy was net soos Asaf, was hulle musikante gewees in die tempel. Maar die Bybel beskryf Ethan as een van die wysste manne van sy tyd, wat net oortref is deur Salomo. Hy het geleef omtrent in die tyd van, hy het beide Dawid en Salomo se koningskap het hy beleef en hy het diens gedoen in die tempel. En hy skryf hierdie wonderlike mooi psalm, en ek gaan nie vanmôre eers probeer om dit vir u uit te lê of net daardeur te draf nie. Maar wat hy doen is hy kom bevestig die verbond wat God met Dawid geskryf het, gesny het, en hy bekragtig die feit dat God getrou bly aan sy belofte ten spyte van Dawid wat nie so getrou was nie. Ten spyte daarvan dat Dawid die bal laat val het, so te sê. Ten spyte dat die mens die geneigtheid het en getrou aan die karakter en die natuur van die mens, het Dawid ook nie gebly by dit wat God vir hom gesê het nie. Maar God bly getrou. Amen. En nou kom Ethan en hy skryf, en baie mense dink dat Dawid het al die psalms geskryf. Nee, hy het wel 73 van die psalms geskryf, maar hy het nie almal geskryf nie. Daar was omtrent 9 mense wat psalms geskryf het oor 'n tydperk van omtrent 100 jaar, en Ethan was een van hulle. En hy praat oor die goedertierendheid van God in die eerste gedeelte, en terwyl hy praat van die verbond, terwyl hoe getrou God is en hoe goedertierend hy is, kom hy en hy skryf. En dit is my so jammer dat die Afrikaanse vertaling 'n bietjie anders vertaal is as wat in Engels is, en ek gaan beide vir julle lees. En kyk wat sê hy in vers 5. Nee, ek wil nie daar begin nie. Ek wil nie daar begin. Miskien moet ek. Tot in ewigheid sal ek jou nageslag bevestig en jou troon opbou van geslag tot geslag, Selah. Nou dit is 'n ruspose. En wat hier gebeur het is, Ethan bevestig hierdie verbond, die goedertierendheid van God oor die huis van Dawid, en dan skielik gaan hy oor in 'n ander rad. En in vers 6 lees hy, en die hemele loof u wondermag, o Here, ook u trou in die vergadering van die heiliges. Want wie kan in die hemel met die Here vergelyk word? Wie is soos die Here onder die hemelinge? 'n God grootliks gedig in die raad van die heiliges, en vreeslik bo almal wat rondom hom is. O Here God, o Here, God van die leerskare, wie is soos u? Grootmagtig is u, o Here, en die trou is rondom u. Daar is 'n klomp verse daar wat, of 'n paar klomp woorde wat eintlik maar moeilik is om te verstaan. Ek wil vir julle die volgende lees.
En ek gaan vir julle lees uit die English Standard Version. Verse 5. En onthou asseblief, Afrikaans en Engels, veral met psalms, gaan jy partykeer 'n versnommer verskil kry. Ek gaan by stilstaan by vers 7 in die Engels en vers 8 in die Afrikaanse vertaling. Hy sê, And the heavens will praise your wonders, O Lord, your faithfulness in the assembly of the saints. En ek dink ons dadelik ons praat van mense, maar wag. For who in the heavens can be compared to the Lord? Who among the sons of the mighty can be likened unto the Lord? God is greatly to be feared in the assembly of the saints, and to be held in reverence by all those around him. In King James vers 7, God is greatly to be feared in the assembly of the saints. Ek het die vorige keer bietjie met julle gesels oor die vrees van die Here en wat dit beteken. And to be held in reverence by all of them that are about him. Ek gaan vanoggend met julle praat so bietjie oor om ontzag te hê vir God. Engels praat hulle van to have reverence for God. Vers 8 in die Afrikaanse vertaling, ek het vir die ou vertaling gelees, hy praat van God is grootlik gedig in die raad van die heiliges en vreeslik bo almal wat rondom hom is. Maar die 83 vertaling sê, hy is God. Vir hom het die hemelse vergadering 'n heilige ontzag. Hy is magtig, gevrees onder almal rondom hom. In die Nuwe Lewende Vertaling lees ek, in die hemelse vergadering is daar groot ontzag vir God. Wat leer ek hieruit? In die hemel het die engele van God onmeetbaar baie ontzag vir God. Ons sing net nou, You are holy. Ons het 'n menslike begrip van wie God is. Gisteraand toe ek sit en of gistermiddag, was dit dan nie? Gisteroggend, sit ek, en nou sit Susan net hier so naby my, en ek bedink hier die skrif, en ek sê vir haar, ek wonder net, ek wens net ek in daai ervaring kry wat die engele het, wanneer hulle rondom God, wanneer hulle by God is, en hulle sê, Here, U is heilig. Om daardie onbeskryflike respek en ontzag te kan net gadeslaan en dit te probeer verstaan van hoeveel respek hulle vir God het. Die skrif begin, hy sê, in Engels, hy sê, You are great, God is greatly to be feared. Ek wil vir dit sê, die vrees van die Here. Die vrees van die Here is onlosmaaklik gekoppel aan die feit dat daar ontzag, eerbied en respek vir God se heiligheid en sy autoriteit moet wees. En jy gaan nou verstaan hoekom ek dit sê. Ek en jy wyk nie af van die kwaad omdat ons lief is vir God nie. Ons wyk af van die kwaad omdat ons die Here vrees. Jy kan God lief hê sonder om hom te vrees. Waar kom ek aan dit? Ek luister na 'n getuienis en ek het hierdie getuienis nou
'n handvol keer al geluister. Van 'n godsman wat tronkstraf uitgedien het in Amerika in die jare 80, 90, was hy die grootste televisiepersoonlikheid met 'n TV-program. Ek weet nie hoeveel kykers het hulle gehad nie, maar hy was skatryk geweest. Skatryk. Op daardie stadium was hy die rykste prediker in die wêreld. Maar hy vang iets aan en hy land en hy sit in die tronk en 'n godsman gaan besoek hom. Hy het 'n boek geskryf, ek gaan nou nie name noem nie. Hierdie ou skryf 'n boek en hierdie dienaar van die Here wat in die tronk is, maak afspraak met hom om hom te kom sien. En hy sê vir hom, "Jong man, het jy hierdie boek geskryf?" Hy sê ja. En hy sê ons het baie om vir mekaar te sê, maar ons het net 90 minute. En hierdie godsman vra vir hierdie gevalle diensknegt van die Here. En ek het albei se name, moenie bekommerd wees nie, ek praat net met duim uit nie. Hy vra vir hom, ek wil net iets verstaan. Het jy nooit die Here het jy nie die Here lief gehad nie? Hy sê vir hom, dis die probleem. Ek het die Here nog altyd lief gehad. En hy sê, maar, nou verstaan ek nie, hoe kan jy in 'n buiteegtelike verhouding betrokke raak? Hoe kan jy dit doen en dat? En hy sê, dis nie die probleem nie. Ek het God lief gehad, maar ek het hom nie gevrees nie. Jy sien, my vrees van die Here, my vrees vir die Here kom in gedrang die oomblik wat ek my fokus verskuif. Die oomblik wat ek my fokus afhaal van wie God is en van wat hy doen, van God se karakter, van sy wese, die oomblik wat ek dit afhaal en ek begin op enigiets of enigiemand anders fokus, dan kom my vrees vir die Here in gedrang. Waarop fokus jy vanmôre? Ek wil 'n paar gedagtes met u wissel rondom die konsep van om ontzag te hê vir God. Jy sal onthou, ek wil net gou daar oopmaak, dan het ek dit. Ek het vir u gesê verlede keer toe gepraat het oor die vrees van die Here. Wat is die vrees van die Here? Dit beteken basies om ontzag en verwondering te hê vir die grootheid en die majesteit van God. Absoluut. Of om respek te hê en eerbied te hê vir God en hierdie eerbied en respek wat ek het, lei tot eerbetoning en getrouheid. En die derde verduideliking wat ek gegee het beteken is om vrees te hê in daardie sin dat ek besig is met goed en dit het gevolge en daardie gevolge volg op goed waarmee God nie tevrede is nie. En dis ongelukkig waarop die meeste mense fokus. Ek is bang vir God want ek weet ek gaan gestraf word. En dis ons konsep van vrees. Maar dis nie wat die woord van God wil hê as ons praat van om God te vrees nie. Dit gaan uit en uit daaroor om ons sag te hê vir God en verwondering, om eerbied en respek vir hom te hê. Ek weet dis 4 woorde, maar bly net saam met my. Ek wil begin deur te sê dat ons sag ek en jy moet toelaat dat God bepaal wat ons sag, eerbied en respek is. We must allow God to determine what reverence is. Jy sien, ons het ons eie konsepte van wat ons dink en wat ons voel. En dit gaan nie daaroor om 'n gemoedstemming
te kweek nie, of om 'n atmosfeer te skep nie. Moenie daai fout maak nie. Moenie daai fout maak om te dink dat ons in musiek gelei word en ons begin 'n ervaring kry en nou het ons die atmosfeer geskep en nou dink ons vrees God nie. Dis nie wat die vrees van die Here is nie. Dit is nie ontzag vir God nie. Jy sien, Ethan skryf vir ons in Psalm 89. Daar's net 3 versies wat hy in 89 skryf oor hoe dit in die hemel is, waar die engele van God ontzag het vir God en waarom vrees. En nou dink ons maar, ons is nie engele nie, so hoe kan ek daarmee klank word? Gaan dit vir die maklik maak. In Hebreërs 29 Ekskuus, hy het nie 29 nie, dis vers 29. In Hebreërs 12 sê die Bybel in vers 28, maar nou wil ek eers weer vir die konteks skep, want jy sien, konteks is alles. Die Hebreërs skrywer skryf onthou dis 'n lang brief wat hy skryf, hy het nie hoofstukke gehad nie, hy het nie opskrifte gehad nie, dit was 'n brief, en die goed het maar later eers gekom om dit vir ons makliker te maak, maar in hierdie gedeelte van die brief, skryf die Hebreërs skrywer, gaan hy terug oor hoe Israel God gevrees het en bang was vir hom toe Moses op die berg gegaan het. Sit eers daar, waar is verskrif op? Toe Moses kom, nou beskryf hy hoe dit werk. Die volk is so bang, want God het gesê, geen dier of mens mag van die berg raak nie, en dan moes hy doodgemaak word, of met 'n pyl geskiet word, ek kan het gelees, het staan daar. Dis die tipe vrees wat hulle vir God gehad het, daar die afwagting van straf, die oomblik wat ek iets doen. En nou kom hy en hy plaas dit in konteks, en hy sê vir hulle, nou skryf hy verder, ek wil nie alles lees nie, want dit is nogal 'n redelike stukkie. Maar hy sê dat ons as kinders van God het heeltemal 'n ander verwagting wanneer dit kom met 'n verhouding, in ons verhouding met God. En dan sê hy, en hierdie woord in vers 27, nog eenmaal verwys duidelik op die verandering van die wankelbare dinge as geskape dinge, sodat die onwankelbare kan bly. Wat is die wankelbare? Dit is die tydelike. Ja, kom aan. Wat is onwankelbaar? Die koninkryk van God is onwankelbaar. Dan sê hy in vers 28, daarom, omdat ons 'n onwankelbare koninkryk ontvang, laat ons dankbaar wees en so God welbehaaglik dien. Kyk met wat? Met eerbied en vrees. Hoekom? Dan gaan haal hy Deuteronomium 24 en 9 vers 3 aan wat sê die volgende vers, want onse God is 'n verterende vuur. Het jy al ooit gedink daaraan? Our God is a consuming fire. Hoekom moet ek en u eerbied en respek vir God hê? Mense dink vandag hulle kan die Here op hulle terme en voorwaardes dien. Hy's okay, nee, hy's nie okay met dit nie. As ons vandag moes geleef, as die vrees van die Here vandag in die kerk was, wat in die eerste gemeente was, in die Handelinge 2 kerk was, sou ons baie minder drama gehad het. Want jy sien Ananias en Safira,
het gedink hulle kan kom op hulle terme en voorwaarde, hulle kan maar 'n ou lentjie, 'n wit lentjie insluit. Ja. Verkoop hulle eiendom, bring dit, hulle vra as dit alles wat julle gehad? Ja, nee, verseker, ons het alles. Hy sê, hoekom het julle gekies om vir die Heilige Gees te lieg? Hy sê, kyk daar so by die tent, daai voete van daai voete wat jy sien, gaan jy nou uitdra. En skaars het hulle vir Ananias uitgedra, toe kom Safira aangedra. En die apostels vra vir haar, is dit so? Ja, sê sy. Hulle moes daar agter bakkane gaan staan en konkel. Ja. Net 'n liedjie vertel oor geld. En hulle het onmiddellik uitgevind hoe lyk dit aan die ander kant van die graf. Dink nie, wat se vrees het oor die mense gekom. Wat se ontsag het hulle gehad. En dan raak ons vandag familier met God. Ja. Wat beteken dit om ontsag te hê? Ek is baie lief vir woordeboeke. Hendrie gister aankom. Ek sê later om sien jy ek hou vir my woordeboeke. Hy sê ja nee, ek het hulle gesien. Toe staan al 4 woordeboeke bo op mekaar. Want ek wil weet wat woorde beteken. Ja. In Engels en in Afrikaans. Ek het so ver gegaan dat ek op my rekenaar het ek daai 'n shortcut, daai kort paadjie skakel wat jy op jou taskbar kan sit, nee. Ek dink 4 of 5 woordeboeke wat daarso op 'n kort pad as ek klik op hom, gaan hy oop, dan gaan kyk ek wat beteken die woorde. Want ek wil verstaan. Eerbied beteken om hoogagting vir 'n meerdere te hê. Ja. Dit beteken, wat beteken ek het ontsag vir iemand? Dit beteken ek het eerbied of 'n gevoel teenoor iemand wat in gesag staan. Wow. Ek doen eerbied. Ons praat met Wouter nou die aand. En hy sê hy moet een van sy dosente gaan sien. En hy het gedink, ek weet nie, ek het nie die hele gesprek heeltemal gevolg nie. Maar hy sê hy was bang geweest om na die ou se kantoor toe te gaan, want hy is dokter so en so. Nee. Kan jy onthou het gevoel het as hulle vir jou gesê het, kom ons op die skole se kantoor toe. Of is by die werk en hulle sê vir jou, die groot baas wil jou sien. Onmiddellik verander jou dag, né? Ja. Jou hele alles hier binnekant verander want jy hoekom? Is jy bang vir die mens? Nee, nie noodwendig nie. Jy het ontsag vir die posisie wat daai persoon bekleed. Absoluut. As iemand nou sal skakel en sê, hoorie, die burgemeester wil jou môreoggend 8:00 sien. Onmiddellik maak jy seker dat jou kleredrag reg is en alles is, jy weet. Dis wat die mens doen. Ja. Kom aan. Hoekom? Jy het ontsag, miskien nie vir die persoon nie, maar vir die almal. Absoluut. Moet ons nie dieselfde doen met God nie? Hoor wat sê in die New King James version van hierdie skrif, vers 28, vers 28. Therefore, since we are receiving a kingdom which cannot be shaken, let us have grace by which we may serve God acceptably with reverence and godly fear. Wow. Beautiful. With reverence and godly fear. For it is written, our God is a consuming fire.
Het jy geweet? Nee, jy sal nie weet nie. Die woord reverence, in English, the word reverence appears in the Bible 13 times. Het die woord om 13 keer in die Engelse vertaling voor in Afrikaans, het hulle dit baie keer as ander woorde vertaal, maar in wese kom dit op dieselfde neer. Die eerste 2 keer kom dit word hierdie woord geskryf in verband met die heiligdom. Die fisiese heiligdom, die tabernakel. En dit verteenwoordig God se teenwoordigheid. Die ander 11 kere wat hierdie woord gebruik word in die hele Bybel, staan dit in verband om eerbied of respek te hê teenoor 'n persoon. Ek wil vir u dit sê, wanneer ek en u as gelowiges die nodige respek teenoor God openbaar, dan sal hy sy teenwoordigheid in ons midde manifesteer. Hy sal dit openbaar. Jesus sê, in Johannes 14:21 sê hy, wie my gebooie het en dit bewaar, ek sal my aan hom openbaar. I will reveal or manifest myself. Wat beteken dit as hy sê, ek sal my teenwoordigheid openbaar? Dit beteken eenvoudig, moenie al die skrif af asseblief. Dit beteken eenvoudig om bekend te maak, bekend te maak of waarneembaar te maak. Wat maak God vir ons waarneembaar? Hy maak die onsigbare vir ons sigbaar. Hy maak die onhoorbare hoorbaar. Hy maak die onbekende bekend. Wat maak God? Wanneer God homself in werklikheid in jou sinne bekend maak. Yes. Dis wat God doen. Amen. Maar mense het nie meer respek vir God nie. Hulle dink hulle doen die Here 'n guns as hulle Sondag kerk toe gaan of as hulle aanmeld vir iets. Dis so. Dis nie hoe God werk nie. Ja. My vraag is, het die kerk dan nog ooit regtig waar? En ek praat nie van hierdie gemeente nie, ek praat van die kerk wêreldwyd. Het die kerk regtig nog ontzag vir God? Iemand stuur vir my gister 'n ding en ek het dit vroeg vanoggend eers gekyk. Want ek kyk nie sommer net na skakels nie, maar ek weet dat sekere mense my goed stuur, dan kan ek daarna gaan kyk. Dit is kykersvriendelik. Maar ek gaan kyk daarna, en hierdie godsman het hierdie godsman het al jare terug uitgelewe. Hy sê wanneer jy in Amerika en in Suid-Afrika is dit nie dieselfde nie. Is dit baie keer dieselfde? Ek dink dit is baie dieselfde, maar hoe dit ook al sê, hy sê wanneer jy in Amerika in 'n kerk instap, dan kry jy nie meer dat mense bang is, daar's niks om voor bang te wees nie. Hy sê there's nothing to fear. Want alles het so geraak, ons wil so akkommoderend raak. Ons akkommodeer mense so, ons wil hulle besig hou. Maar wat is die doelwit dan van bymekaar kom? Come on. Dis om in 'n plek te kom waar ons doen ander goed, ja, ons het gemeenskap, ons hou daarvan om by mekaar uit te kom, maar ons doel waarmee ons by mekaar kom, is om God te aanbid. Amen. Yes. Moet dit nie dit wees nie, Amen. maar dis nie wat baie keer gebeur nie. Jy moet verstaan, God sal hom nooit vind in 'n atmosfeer waar hy nie met die hoogste respek en agting beheen word nie. Kom ons sê, jy gaan nou iemand ontmoet by 'n restaurant. Nou sit jy in die restaurant, nou sien ek, eers daar het ons hierdie groot skerms. Jy kan omtrent enige plek uit, die groot skerms is daar. Dan is dit sport wat op is, of wat ook al, is eintlik, maar die meeste van die tyd dink ek sport. Nou sit jy net met hierdie persoon gesels. Maar hierdie persoon is baie meer geïnteresseerd op wat hy skerm aangaan. Dis so. Of op sy foon. Of hy jou sit rondkyk, en jy probeer met hom praat, jy wil sy aandag kry, maar hy is besig met ander dinge.
Hy sit so, hy sit so op Facebook en scroll, want die kry mense wat dit ook ons doen. Nee? Hulle is so bang hulle mis iets. Of hulle sê die hele tyd, hy sit en praat met jou, maar elke nou en dan kyk op sy foon. Amen. Dink jy, as iemand dit doen, jy gaan belangstelling verder met die ou te praat. Wat my betref gaan dit 'n baie kort middagete wees. Of kom ons sê, jy gaan kuier vir iemand by die huis. Ek het dit al gesien. Nee, dan kom jy nie deur, jy lei die klokkie, die persoon maak die deur en sê, "Ag, is net nie jy, dan draai om." Nou ja. Gaan jy vir hy wil kuier? Nee, jy gaan nie wil nie. Dink jy vir een oomblik, dat as ek en u God belangeloos gaan dien, of hom gaan behandel asof hy alledaags is, dat hy gaan dink dat hy met ons gaan wil tyd spandeer? Ja. Ek kan vir jou 'n reeks goeders ophaal wat ek al met my eie oë gesien het in kerke. Ek het al gesien hoe mense tydens lofprysing en aanbidding sit hulle in WhatsApp stuur, kyk op Facebook. Ek het al gesien hoe kinders in kerke sit terwyl daar lofprysing en aanbidding aan die gang is en jong mense dan sit hulle in speletjies speel op hulle rekenaars. Ek het dit gesien. Ek het al gesien hoe mense in kerkdienste opstaan en uitloop want sy longe klap hande, hy gaan eers 'n smoutbreek van. Dis so. Here, jy moet net so 'n bietjie verstaan, my longe klap nou hande. Ek het al die ervaring gehad waar ek 'n geselligheid genooi is. Jy word genooi om te kom. En dan kom jy daar aan, dan is dit asof jy deursigtig is. Jy voel nou regtig asof jy by 'n troue is waarna toe jy nie genooi is nie. Ek was al by so 'n troue. Ek word genooi na 'n troue toe. Die meisie wat my nooi was een van die bruidsmeisies. Maar ek het nie gebeur as twee troues direk na mekaar nie. En ek daar by die eerste trou op en nou sit ek daar agter en nou kyk ek hier van agteraf of ek ken nie die mense wat trou nie. Nou sit ek daar. En ek ken niemand daar nie. En ek het my baie vinnig aan die voete gemaak. Toe daai kerk uitkom, ek was voor die bruidspaar, was ek in my kar, hulle nog uitgeloop, toe sê ek, hoekom? Ek het nie welkom gevoel daar nie. Ek het nie ingepas nie. Maar weet jy wat? Ek dink in baie kerke is dit ook so. Ons is besig met aktiwiteite, ons sê ons is besig met God, maar ons is besig met ander dinge. Dink jy dat God gaan welkom voel? As hy nie welkom voel nie, gaan hy nie sy teenwoordigheid openbaar nie. Nou vra jy vir my nou maar, okay goed, dit klink nou vir my nou mooi, nee, jy het nou lekker met my gepraat oor die goed en my lekker skuldig laat voel. Wat doen ek om by 'n plek te kom waar ons weer ontzag vir die Here kry, want dis wat die kerk vanmôre nodig het. Dis wat die kerk iewers langs die pad verloor het. In die eerste plek wil ek vir u dit sê, dis 'n doelbewuste keuse wat ek en u maak. Ja. Ek en u kies. Ek kies om respek vir God te begin ontwikkel. Amen. Ek kies om hom te eer. Dis 'n keuse wat ek maak. Die tweede ding wat ek vir u wil sê is, ek sou moet leer om
my pas bietjie af te bring. Ons hardloop so teen tyd vandag, dat ons voor jy sien is jou dag verby. Dis so. En dan praat jy met mense, dan sê hulle, ek is so besig, dan vir al die verskonings. Dis my vraag, as jy voor God gestaan het, gaan jy vir myself te vertel. Want jy sien, dit wat jy vir my sê, wat ek vir jou sê, dit maak nie soveel saak nie. Want dit gaan niks verander in die feit dat ek nie ontzag het vir God nie. Ek kan vir enigiets kom vertel en nie gaan my glo. Want dit nie rede om my te wantrou nie. Maar gaan ek dieselfde, dit wat ek vir my medemense, gaan ek dit vir die Here, daai selfde verskoning, gaan ek vir hom sê. Want jy sê, het jy al gesien as jy ry? Dan sien jy eintlik nie so baie nie. Jy self bestuur. Jy sien nie baie nie, jy dink jy sien baie. Baie keer dan ry ons dan sal so sê, dan ry ek ry mos, ek kyk mos nou hierso, want dis mos maar die pad is, né? Dan sal sy sê, het jy daai blom gesien? Dan sê ek, wat, nie daar. Dan sê ek, wat daar, nie daar agter. Dan sê ek, ek kyk nie daar nie, ek kyk hier. Nou, hier is die ding. Selfs die naaispoed sien sy nie alles nie. Sy sien nie baie nie. Dit is so vinnig verby. Net so, dan is dit verby. Maar as jy daai selfde pad met 'n fiets gery het, jy baie meer gesien. Of te perd gery het. Maar as jy daai selfde pad geloop het jy nog meer gesien. Dan het jy die klein blommetjies gesien. Jy het die miskryer gesien wat sukkel. Jy het die toptokkie gesien, op die renosterbesie. Toe jy in jou kar gery het, het jy ook by hom gery, maar jy het nie eens geweet hy's daar nie. Die derde ding wat ek moet doen, so die eerste ding is, ek moet doelbewus kies. Die tweede ding is, ek moet, saam met die keuse moet ek my pas verminder. Ek sal bietjie my voet van die pedaal af moet haal. Ons moet dit doen. Ek gaan nou vir julle sê hoekom ek dit moet doen. Die derde is, skuif jou fokus. Daar's 'n Engelse spreekwoord wat sê, what you focus on expands. Skuif jou fokus. Daar's hierdie eksperiment wat hulle doen met mense, dan wys hulle vir hulle 'n wit bladsy, of hulle vat 'n wit bord, en dan maak hulle 'n kolletjie op die bord, of op die bladsy, en sê hulle, wat sien jy? En 9 uit 10 keer sal die mense vir jou sê, ek sien 'n swart kol. Hoekom? Want dis waar hulle fokus. Ja, dat is nie. Intussen is dit 'n wit bladsy met 'n kolletjie op. Ja. So dit wat ek op fokus, dit word groter. So waarop fokus ek? Om te fokus beteken, ek fokus om ontzag te hê vir God. Ek gaan moeite doen om uit te vind, hoe respekteer ek God? En dit is nie 'n eenmalige ding nie. Dit is nie 'n aktiwiteit wat ek een keer doen en dit ek het gedoen het, tik dit af nie. Dis dissipline. 'n Atleet. As jy 'n atleet is, rou talent gaan vir jou die hupstoot gee, maar dit maak jou nie die kampioen nie. Ek wil vir julle eintlik die verhaal vertel het van Usain Bolt. Het julle al sy verhaal gehoor? Usain Bolt het 'n spiersiekte as kind. Julle weet wie is Usain Bolt, nee? Dis 'n ou wat die vinnigste 100 meter in die geskiedenis van die mensdom gehardloop het. Hy is so vinnig soos hy van. Nee? Elke keer as hy aangetree het, was die kans dat hy die wêreldrekord gaan verbeter was daar. Elke keer. Maar Usain Bolt het 'n spiersiekte gehad wat hom gediskwalifiseer het om te kan hardloop. Hulle het gesê hy kan nie hardloop nie. Hulle het sy ma gereed gemaak dat hy pasiënt gaan word vir haar en hy het besluit, ek gaan nie word wat mense sê ek is nie. En so seer soos wat dit was vir hom, het hy geoefen.
het hy geoefen. En later was hy die vinnigste ouetjie in die skool, en toe is hy die vinnigste ou in Jamaica, en toe word hy die vinnigste ou in die wêreld. Maar hy het gesê, die feit dat ek elke dag oefen, is my teevoeter vir die kruipende siekte wat dryf om my lewe te verteer. Yes. Dissipline. Dissipline. Hy het geoefen al was dit seer, hy het geoefen al het dit gereën. So wat het ek nodig om hierdie dissipline te kweek? En ek is amper klaar. Ek het vir u gesê, verslap jou pas en vat 'n pouse. Haal so 'n bietjie jou voet van die punt daar af. Begin fokus op die grootheid van God. Begin bietjie net kyk. Ons almal het, is daar iemand wat nog nie daar deur die tonnel gery het nie? Almal het hom. Ons almal is al daar deur van hier af as jy deurry, as jy Macharidorp toe ry, nee? Maak nie saak of jy nou Skoemanskoof omry of die natuur is beeldskoon. Dit slaan jou asem weg as jy daarop fokus. As jy bestuur, is dit raadsaam om net vinnig te kry, op baie stadig te ry. Ja. Sien die groot dinge, sien die hand van God in die groot dinge, die berge wat jy sien, daai groot kontrak wat God vir jou laat kry, maar sien hom in die klein dingetjies ook. Begin fokus, maak 'n punt daarvan om te fokus op die klein dingetjies. Spreuke 6 sê, gaan na die muur, lui hart en word wys. Fokus op die muur. Kyk na die klein dingetjies, kyk na die klein blommetjies. Kyk na die spinnekop wat sy rak vernuftig spin. Ja. Kyk na daai geleentheid wat die Here jou beskerm het. Amen. Toe hy vir jou in 'n oomblik gesê het, moenie ry nie. En jy mis daai ongeluk. Dis wat ek en jy moet doen. Haal jou voet net so 'n bietjie van die pedaal af. Skuif jou fokus. En hierdie volgende 3 goed. Het ek al so baie in boodskappe gebruik. Ek dink volgende die mense gaan dink ek is 'n plaat wat vashou. So ek gaan nie regtig op dit fokus, ek gaan net dit noem. Lees die Bybel, lees die skrif en bedink dit, mediteer. Meditate on these things. Ek weet Oosterse gelowe het dit heeltemal versies, maar om dit te bedink, om dit te bepeins, think on these things, meditate on wat? On dit wat die woord van God sê. Gaan vat Psalm 89 en gaan lees dit rustig deur. Vat Psalm 103, 104, gaan lees dit rustig deur. Dan sien jy wat skryf die psalmiste oor die grootheid en die majesteit van God. Skuif jou fokus. So ons lees en mediteer. Die derde een of die volgende een is daaglikse gebed. Ek praat nie vir my inkopieslys wat ek baie keer het nie. Ek praat om die aangesig van die Here te soek, en as die Here my help, gaan ek eendag oor dit praat. Daar is 'n plek aan die kant gebed. Ja. Dis waar God jou wil hê. Maar ons is so gewoond aan ons inkopieslys gebede. Jy weet mos wat dit is, nee? Lord, bless me, I, me, myself. What? My wife, myself, I, me, myself, ask for no more. So dit is, ek bid net, ek het myself nou shopping list elke keer, en ek bid vir my gesinnetjie, my familietjie, en ek bid vir my werk, en ek bid vir Here vir my jeneer, en ek bid vir dit, en oor 3 weke is dit dieselfde goed wat dis nie wat ek kan praat nie.
Ek praat om te kom by 'n plek waar jy sê, Here, ek wil die hartklop voel. Here, ek wil U beleef. I don't want to see you, I want to experience you. Wanneer jy by daai plek kom, dis wanneer die Here begin om sy majesteit in jou lewe te openbaar. Skuif jou fokus doelbewus. Fokus daarop om dankbaar te wees, want dis wat Jesus staan in Hebreërs 12:28. Hy sê, en laat ons dankbaar wees. Wanneer laas wat jy vir die Here dankie gesê vir alles wat hy jou mee seën? Ons ming die hele tyd. Ons is soos daai ou rugby speler, oom minger van Heerde. As hy rede kom in naam gekry, weet julle wie sy? Hy was 'n Springbok rugby speler, oom Mouner. Ek dink hy is amper al so oud soos van die ouens wat al, soos om Kootje, oom Norman, oom Mouner het al aangestap in die jaar, maar hy is nog steeds so groot. Ek het hom maar 'n dag gesien. Ek ken hom nie, ek het hom net gesien, want hy het 'n stalletjie daar by die boeremark. Fokus daarop om dankbaar te wees. As ek en jy kom by 'n plek waar ons die Here, waar ons dankie sê vir die Here, waar ons aan hom eer toebring en ons seëninge tel, daar's soveel goed wat ek en jy voor dankbaar is. Daar's altyd iets om voor dankbaar te wees. Altyd, maak nie saak hoe sleg dit gaan nie. Daar's altyd iets om voor dankbaar te wees. Ek hoor gister, ek en Henry praat 'n bietjie en hy vertel vir my van 'n ou, en dit is, ek weet die konteks is heeltemal anders, maar daar's 'n situasie in sy lewe en elke keer as hierdie ding opkom, dan staan hy om tussen 2 in die môre, dan loop hy om die blok, dan vervang hy doelbewus daai negatiewe gedagtes en ervarings, het hy doelbewus met 'n positiewe goed vervang. Doelbewus. Intentioneel soos hulle deesdae sê. Nee. En hy het dit gedoen en dit het al hoe beter geraak en die Here verander hy se omstandighede net so. Amen. Ek en jy moet kom by 'n plek waar ek uitvind wat God se wil is en my onderwerp aan sy wil. Hoe vind ek uit wat is sy wil? Jy gaan my nie glo nie. Lees meer Bybel. Amen. Bedink die skrif. Spandeer tyd in sy teenwoordigheid. Jy sien hoe meer ek in God se teenwoordigheid tyd spandeer, hoe meer gaan hy sy wil, sy plan, sy doel vir my lewe openbaar. Ja. Maar God gaan nie met ek en u 'n pad stap as ons nie besluit, Here, ek gaan 'n plan maak. Ek wil u beter leer ken. Ek gaan u respekteer en eer vir wie u is nie. Hy is 'n jaloerse God. Hy is 'n heilige God. Hy deel nie sy geheime met almal nie. Hy wil dit aan u openbaar. Amen. Maar dan moet ek en u kom by die plek waar ons die teenwoordigheid van die Here opsoek en die nodige ontzag en respek vir hom het. Ja. Daar's soveel meer om te sê oor die ontzag en die respek en die eerbied van God. Ons kan die hele reeks oor dit preek. Maar as ek bang ons kom in die kerk toe en dan sê hulle nee, ek weet waaroor hy praat. Ek het daar in die woordeboek gaan kyk want ek het al die woorde neergeskryf. Maar is nie waaroor dit gaan nie. God se hartklop is om jou lewe nie net te transformeer nie. God droom drome oor jou lewe en oor my lewe. Wat ons bang maak. God is uit ons so lief, jou. Hy het ons so lief. Maar ons het nodig om hom te eer en te respekteer vir wie hy is. God is nie ons maatjie nie. Ek hoor mense baie keer praat. Jy hoef net te luister hoe mense van die Here praat en openbaar hulle gevaarlik baie van wat hulle van God doen.
Mense is disrespekvol teenoor God. Hulle praat van hom met alle respek en ek sal nooit so praat nie. Van die ou baas daarbo. Hy is nie 'n ou baas nie. Hy is die alomteenwoordige God. Of hulle is familier met hom. Hulle sing 'n liedjie, dan sê hulle, I'm a friend of God, dan dink hulle ek en God is buddy, ons is chommies. Nee, ons is nie. Ons verstaan nie verhouding wat Abraham met God gehad het nie. Ons wil dieselfde bootjie roei as hy. Hulle het daai tyd geloop waar hulle wil wees. Ja. Hulle het baie tyd in die natuur spandeer. Hulle het met God 'n oop verhouding gehad. Oop kommunikasiekanale wat hulle met hom gepraat het. Ons het 'n WhatsApp verhouding met God. Hey God, what's up? Skiet gebedjies. En wat ek sê, ek is 'n vriend van God. Nee, ons is nie. Ons het nodig om die vrees van die Here en die ontzag vir God in die huis terug te bring. Dan sal die Here sy teenwoordigheid in ons lewe manifesteer soos wat u nie kan glo nie. Ons het al klaar gesien hoe die Here die atmosfeer verander in hierdie huis en waarvoor is ons baie dankbaar. Ons het al gesien hoe die Here mense ontmoet, mense se lewens verander, waarvoor ons baie dankbaar is. Maar daar is soveel meer. Daar is soveel meer. Kom ons sluit die oë. Ek meen as Petrus wat sê, hy sê, weet jy nie dat jy wat vir ander preek, jy preek vir jouself ook nie. En ek besef vir my lewe, Here, ek het baie om te doen om die ontzag en die respek vir God in my lewe te kry waar ek moet wees. Die Engelse sal sê, I need to level up. En as jy vanmôre saam met my sê, Here, ek wil nie disrespekvol wees teenoor God nie. Ek wil U eerbiedig en ek wil ontzag vir U hê, Here. Die Engels het 'n mooi woord wat eintlik nie Afrikaans so vertaal word nie. I want to have reverence for God. I want to revere You. As jy saam met my wil staan, vra ek jy nou te staan. Ons sing maar liedjie, we place You on the highest place. Doen ons dit regtig? Doen ons dit regtig? Of sing ons dit net maar as 'n lekker liedjie om te sing en 'n wekkie emosie op en 'n trane loop en dan kry jy hoendervleis? Of plaas ek hom regtig op die hoogste plek van aanbidding, waar meer nie ander in worship nie. Jy kan dit vir jouself beantwoord. Heilige Vader, Here, U is God. Ons is mens. U is heilig en ons is nie. Maar U verwag van ons om heilig te leef en heilig raak en na te jaag. Here, landwyd bedien kerke vanmôre oor hosting the presence of the Holy Spirit, om die Heilige Gees te huisves. Maar Here, om dit te doen met ons. As jy van hierdie video gehou het, druk die like en subscribe knoppie.
En bly die klokkie om op hoogte gehou te word van 'n volgende video plasing. Die Here seën.